die apostel Paulus het met hierdie skool wat hy het hy 'n grondslag gelê vir die ware, gesonde leer. Dit wat ons nodig het. En dit wat die onderbou is van alles wat ons in die kerk glo en doen en wat ons katkiseer en so meer. Sy. Goed, ons kan maar begin. Ons is by Handelinge 19 en ons het verlede keer tot en met die 10de vers gekom. Kom ons sluit die oë. Onse genadige God en Hemelse Vader, en soos die dae aanstap, so bly ons en so word ons al hoe meer bewus dat U die God is wat ons lewens in die hande hou. Dat U alles bepaal en dat U vir U kinders net die beste wil beskik. Dat U ons lei om elke dag meer gelykvormig te word aan die beeld van U Seun Jesus Christus. Ons dank U vir die voorbeeld wat ons het uit hierdie boek wat ons saam kan bestudeer en dat dit ook vir ons kan inspireer en lei op hierdie tog wat ons self elkeen moet onderneem en wat U vir ons maak dat ons kan vorder op die pad van heiligmaking. Ons bid Hemelse Vader, want ons is in alle opsigte van U afhanklik, dat U ons dit sal gee wat ons nodig het. Die reën wat hierdie aarde nodig het, die reën wat die damme en die riviere nodig het en die diere van die ganse skepping, maar ook ons. Ons dank U vir die sielevoedsel en die sieleversorging wat U vir ons gee, ook met hierdie besonderse geleentheid waar ons die Here se woord oopmaak. Ons vra dan nou vir die leiding van die Heilige Gees in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Die apostel Paulus in Efese, hy het wat ons kan beskryf 'n teologiese skool daar begin. In vers 10 het ons gelees, hy het 2 jaar lank elke dag in hierdie skool klas gegee. En dit het tot gevolg gehad dat die woord uitgebrei het oor die ganse area daar waar hulle gebly het. Nou lees ons ietsie wat daarmee gepaard gegaan het vanaf vers 11, en God het buitengewone kragte deur die hande van Paulus gedoen, sodat selfs wanneer doeke of voorskote wat aan sy ly was, op die siekes gelees, die siektes van hulle gewyk, en die bose geeste van hulle uitgegaan het. En sommige van die rondtrekkende Jode, duiwelbesweerders, het dit gewaag om die naam van die Here Jesus te noem oor die wat bose geeste gehad het,
en te sê, ons besweer julle by die Jesus wat Paulus verkondig. Dit was sekere 7 seuns van Skefa, 'n Joodse owerpriester wat dit gedoen het. Maar die bose gees het geantwoord en gesê, Jesus ken ek, en van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle? Toe spring die man in wie die bose gees was op hulle en oormeester en oorweldig hulle, sodat hulle naak en gewond uit daardie huis gevlug het. Dit het bekend geword aan al die Jode en Grieke wat in Efese woon, en vrees het op hulle almal geval. En die naam van die Here Jesus is groot gemaak. En baie van die wat gelowig geword het, het belydenis kom doen en hulle dade bekend gemaak. En verskeie van die wat met towery omgegaan het die boeke bymekaar gebring en voor almal verbrand. En hulle die waarde daarvan bereken en gevind dat dit 50.000 silwerstukke was. So het die woord van die Here met krag gegroei en sterk geword. So hier in Efese, en ons het verlede keer het ons so 'n bietjie agtergrond begin gee oor Efese, tot watter mate die hele stad in die mag van die duisternis was. Oorheersend deur die tempel van Diana wat 'n besonderse aantrekkingskrag in die destydse antieke wêreld was, 'n moeder aarde godin, en as die Here wil, en ons gaan nou aan met hierdie hoofstuk, sal ons bietjie meer oor Diana sê. Maar die apostel Paulus kom hier met die evangelie, en hy word uiteraard gekonfronteer deur hierdie demoniese magte wat hier teenwoordig is. Nou in ons tyd is dit al 'n bietjie minder, maar tot en met die 60er, selfs 70er jare, was daar 'n uitgangspunt dat, jy weet, demone en bose geeste en towery en wat ook al bestaan nie eintlik nie. En dit was 'n oorblyfsel van 'n tydperk wat hulle genoem het die modernisme, wat uit die 19de eeu uitgekom het, wat gesê het, alles kan rasioneel verklaar word. En die wetenskap gee vir ons daardie vermoë. Daar's niks wat buite die wetenskap se verklaringsvermoë kom nie, en dit het ongelukkig natuurlik nou ook op Bybelverklaring en op teologiese opleiding het dit 'n gevolg nagelaat. Daar was 'n baie bekende Duitse teoloog met die naam van Bultmann, en hy het gesê, hoe kan ons al hierdie wonderwerke en hierdie buitengewone dinge, opstanding van die Here Jesus Christus glo? Ons bly in 'n tyd van elektrisiteit. Jy skakel die lig aan en daar's lig. Ons sien nou meer 'n klompie mense wat vol bygeloof rondom 'n olielampie sit of by 'n kerslig sit. Nee, ons het lig, sit die lig aan en dan jy lig. En daai siening van Bultmann het baie sterk invloed gehad op teoloë ook in Suid-Afrika. Dat die dinge wat ons as wonderwerke in die Bybel sien, dat dit rasioneel verklaar kan word. Die mees onlangse uitvloeisel daarvan was die nuwe hervorming. Ek weet nie of julle al daarvan gehoor het nie. Dit was tot die begin hier van die 20ste eeu, van die draai van die millennium, was dit baie gewild. Professor Sakkie Spannenberg, hy skryf nou nog. Professor Julian Miller, hy was in die NG Kerk se teologiese skool, sê wat, jy weet, Christus het nie werklik opgestaan nie, hy staan net in mense se harte op, maar hy het nie werklik opgestaan nie, sulke tipe dinge.
Want die rasionele sê vir ons dat hierdie dinge eintlik nie moontlik is nie. Maar hier beskryf Lukas, wat eintlik en is vir sy tyd wetenskaplik opgelei was, hy was 'n mediese dokter, hier beskryf hy dinge wat werklikhede was. Die teenwoordigheid van demone en bose geeste. Nou baie Christene uit die charismatiese kringe, hulle het van hierdie gebeurtenisse, soos baie ander dinge in die boek Handelinge, het hulle nou al heeltemal buite verband geruk, maar ons moet die onderbou hiervan raak sien, in samehang van wat ons hier lees, wat die towery en duiweluitdrywery en so meer betref, en dit is dat die apostel Paulus vir 2 jaar lank klas gegee het. Met ander woorde, hy was nie net nog 'n towenaar wat in Efese aangekom het, en deur hom is daar wonderwerke plaasgevind, die duiwels is uitgedryf en mense se siektes is genees en so meer nie. Die apostel Paulus het met hierdie skool wat hy het hy 'n grondslag gelê vir die ware gesonde leer. Dit wat ons nodig het. En dit wat die onderbou is van alles wat ons in die kerk glo en doen en wat ons katkiseer en so meer. So gesonde Bybelonderrig. En natuurlik nou binne die konteks van sy tyd apologeties te sê, julle sien hierdie tempel hierso en julle sien dit en julle sien dit, kom ons kyk wat sê die woord daaroor en mense toegerus uit die woord uit. Ons lees net een hoofstuk verder in hoofstuk 20 waar die apostel Paulus op 'n later stadium vir die ouderlinge in Efese sê, hy sê ek het nie nagelaat om die volle raad van God aan julle te verkondig nie. Met ander woorde, en hy sê ek het dit gedoen by julle huise, ek het dit gedoen in die openbaar. Met ander woorde, hy het gesorg dat hulle goed begrond is in die ware leer. Maar soos elders onderstreep die Heilige Gees die apostel Paulus se woorde in hierdie stad vol van die heidendom, onderstreep hy dit ook met buitengewone kragte. Soveel so, dat selfs die doeke wat aan sy ly was, daar waar hy besig was om tente te maak, as dit op siekes gelê het, die siektes van hulle gewyk, en bose geeste het van hulle uitgegaan. Hierdie was 'n verbygaande verskynsel. Hoekom sê ek so? Want dit is die ander ding. Dit was nie iets wat in alle opsigte deurentyd kenmerkend van die apostel Paulus se bediening was nie. Want hy skryf in een van sy briewe en sê, ek het vir Trofimus siek agtergelaat. Met ander woorde, dis een van die dinge wat hy so in die verbygaan noem in sy briewe, dat een van sy metgeselle kon nie saam met hulle verder gaan nie, want hy was siek gewees. En wanneer die diaken hom besoek daarso in die tronk in Rome vanuit Filippi, en daai diaken word siek, dan lees ons van hoe ernstig die apostel Paulus gebid het dat hierdie man tog weer gesondheid sal kry. So met ander woorde, dit was nie 'n kwessie van die dinge wat ons hier sien was nou gedurig deur besig om te gebeur nie. Die apostel Paulus was op die einde net so afhanklik van die Here se genade as wat ons is vandag wanneer hierdie toestande ons tref. Die ander ding wat ons natuurlik moet besef en wat nou ook so met die modernisme al verval het, is die teenwoordigheid van bose geeste. Daar is bose geeste. Die apostel Paulus skryf later aan die Efesiërs en hy sê dat ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar is teen die geeste in die lig. Hierdie is werklikhede. Dis nie dinge wat ons moet ontken nie. Dit is werklikhede, dit bestaan en dit beïnvloed mense. En ek dink ek het julle nou al vertel, nou kom dit by hierdie duiwelbesweerders. Wat het hulle gedoen?
Hulle was nou die tipiese toordokters, shamans, slamaiers. My ouers het altyd gepraat van slamaiers. Slamaiers is mense wat hulle self verbind aan 'n bose gees. En hulle verbintenis aan daardie bose gees stel hulle in staat om ander bose geeste te verdryf. Met ander woorde, as jy aan 'n sterk bose gees verbind is, dan kan jy vir geld, kan jy daardie gees se naam gebruik en dan dryf dit nou geeste uit, mense wat gepla word deur bose geeste. Baie volop in 'n wêreld wat oorgegee is aan die heidendom. As jy 'n gelowige is dit goed om te weet dat sulke dinge bestaan, maar nog beter om te weet dat jy as gelowige nie deel is van daardie transaksies nie, as ek dit so mag uitdruk, tussen die bose geeste. Jy is nie deel daarvan. Daar kan nie 'n vloek op jou geplaas word nie, en jy het ook nie nodig om op daardie wyse van vloeke te probeer ontkom nie. Ons lees in so vroeg as die boek Numeri, daar waar Bileam probeer het om 'n vloek uit te spreek teen Israel, en dan kan hy dit nie doen nie, en dan sê hy daar op 'n stadium in Numeri 22, dink ek, sê hy dat die Here van die leerskare is soos 'n buffel wat sy horings rondom sy volk het. En so is die Here nou nog aan beskerming rondom sy kinders, dat hulle nie deur towery of wat ook al geaffekteer sal word nie. En dat hulle met vrymoedigheid die naam van die Here Jesus Christus kan verkondig. Maar hier het ons nou duiwelbesweerders, rondgaande duiwelbesweerders, nogal Jode ook. Nou as julle lees daar in die evangelies, Matteus 12, sê die Here Jesus Christus, praat hy self van hierdie Joodse duiwelbesweerders, wanneer daar vir hom gesê word dat hy doen sy kragte deur Beelzebul. En dan praat hy van, maar as julle seuns duiwels uitdryf, in wie se naam doen hulle dit? Met ander woorde, dit was iets wat aan die gang was, wat gebeur het in die Here Jesus se tyd en ook in hierdie tyd, maar dit is maar net doodgewone towery, of jy dit nou doen binne die konteks van die Joodse geloof. Die Joodse geloof het ook maar sy towerspreuke, sy kabbalistiese geheime, okkulte bronne van kennis wat mense gebruik om spesiale mag te bekom. Daar's allerhande sulke dinge. Maar hulle gaan toe en hulle sien maar hierdie naam Jesus wat hierdie Paulus verkondig is, dis 'n baie kragtige naam, en hulle eien dit vir hulle self toe. En dan sien ons nou hier wat die gevolg daarvan is dat hulle kry dit nie reg om hulle self aan die naam en aan die krag van die Here Jesus Christus verbonde te kry nie. Trouwens, hierdie bose gees lag hulle uit. Die bose geeste weet wie's wie. Dit lees ons ook in die evangelies. Wanneer die Here Jesus Christus daar by die Gadareense man uitkom, dan weet daai man presies wie die Here Jesus is. En selfs in Markus, die eerste hoofstuk van Markus, daar waar die Here Jesus gekonfronteer word deur 'n bose gees, daai gees weet presies wie hy is. So, dis nie dat hulle onkundig is nie, hulle weet. So hierdie 7 seuns van Skefa, hulle pa was 'n Joodse owerpriester, ons het nie meer inligting hieroor nie. Hulle kom toe baie bedroe daarvan af. Jesus ken ek, sê die gees vir hulle, van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle? En toe spring die manne wie die bose gees was op hulle en oormeester hulle. Met ander woorde, daai gees, daai demoon maak natuurlik hierdie man ongelooflik sterk en hy gee hulle toe 'n groot loosing. Ek dink hierdie was 'n verhaal wat natuurlik, of 'n gebeure wat natuurlik nou onder daai gelowiges in Efese versprei het, en
ek wil sê seker tot groot vermaak ook van diegene wat dit gehoor het. So, maar dit het die effek dat vrees het op hulle almal geval. Hier kom nou 'n ontzag vir die werk van die apostel Paulus en vir die Here wat hy dien. En daardie ontzag kring uit, en van die mense wat nou so halfpad nog so met die een voet in die ware geloof gestaan het en in die ander voet nog steeds met hierdie okkultisme en met hierdie towery en met hierdie bygeloof en dinge doenig was, golery is nog iets wat daarmee verband, mense wat daai mense word nou aangespreek in hulle gewete, en hulle kom na vore en hulle belydenis kom doen van hulle sonde en hulle dade bekend gemaak. Die apostel Paulus skryf ons later aan die Efesiërs en hy sê, julle het hy, dis God lewend gemaak, julle wat dood was deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld. Dit is dwars deur die wêreld, is dit die verskynsel, towery, bygeloof en so meer, dit word tot in ons nagmaalformulier geloop, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van ongehoorsaamheid werk. So, dis 'n werklikheid, maar hier kom nou 'n verandering, hierdie mense kom na vore en sê, dit was ons wil dit nie meer nie, en hulle voeg die daad by die woord, en hulle bring die dinge waarmee daar towery bedryf is, boekrolle kan ons sê sekerlik, dinge wat towerspreuke bevat het, bring hulle na vore, en hulle het een groot vuur gemaak, om hierdie goed te verbrand, het sekerlik op mense 'n indruk gemaak het, want daar was baie geld by betrokke, by hierdie. Net die besit van 'n gewone boek was iets wat gewone mense nie kon bekostig nie, en dan nog hierdie baie spesiale boeke met hierdie towerspreuke in, baie geld werd. Die apostel Paulus skryf elders aan die Efesiërs in sy brief skryf hy, en hy sê, hulle mense wat in die verdwaasheid van hulle gemoed wandel, met ander woorde, dan is hulle hiermee deur mekaar, dan is hulle daarmee deur mekaar. Hy sê, maar ook in hebsug allerhande onreinheid bedrywe, dis wat ons Bybel sê, en hebsug, gierigheid, ons lees later ons nou in hierdie hoofstuk, hoe dat die beeldjies van Diana, hoe dit geld gemaak het. So, hierdie is nie net 'n kwessie dat jy in die domein van die slang is nie, maar as jy in die domein van die slang is, dan word jy ook beloon en word mense beloon. Ons het reeds in Handelinge 16 gelees van daardie slavin wat ook 'n waarsêende gees gehad het en dat sy vir haar eienaars geld gemaak het. So in hebsug word daar onreinheid bedrywe. Hulle bring hierdie na vore en hulle verbrand dit. Hulle raak geheel en al ontslaa daarvan. Hulle vernietig dit. Die tarotkaarte, allerhande dinge wat byvoorbeeld uit my jonger dae uitkom, wat deel was van die hippie beweging, tarotkaarte, die Tibetan Book of the Dead, the Chinese Book of Chances, allerhande sulke goed waarmee mense besig was. En dan wat jy vandag nou weer kry, waar die westerse mens in hierdie dinge teruggeval het, nadat hy homself ontledig het van die restant van die ware geloof en die ware Christendom, val hulle nou weer terug in allerhande bygeloof en allerhande new agerige goed, dinge wat dit nie betaam vir gelowiges om van deel te wees.